Geloof jy nog van Here? In ander woorde, die stryd gebeur iewers in ons harte. 'n Stryd wat ons altyd baie keer verloor in ons lewens. Nou, hierdie stryd is die stryd vir jou gedagtewêreld. En die vyand weet baie duidelik dat wanneer hy jou siel kan oorneem, wanneer jou gedagtes kan beïnvloed, kan jou siel transformeer in sy beeld. Nou, en daarom is die stryd so geweldig baie keer ons gedagtes, nou, wat ons hoor, wat ons sien, wat ons inneem, wat ons na kyk veral. Nou, is baie belangrik vir ons siele om in plek te wees waar ons die woord eerder ervaar as dit ons baie dankie. Skool vir jou. Dankie, is daarom koud ook? Ek weet nie wat Maar is dit? Hy is koel. En hierdie stryd heers in ons gedagtes. En dis hoe die Here sê vir ons ook, hy sê soos 'n man in sy hart dink, so is hy. Nou, soos 'n man in sy hart dink, so is hy. En hy praat eintlik van ons denke, maar hy praat van die hart ook. Die woord gaan oor die denke, so as jy in jou hart dink, so gaan jy wees. En die vyand weet baie duidelik waar om jou te beïnvloed as 'n kind van die Here. Hy weet baie duidelik waar om vestings op te werk in jou lewe. Hy weet as jy na sekere goed gaan kyk en aanhou kyk daarna en herhalend kyk daarna, gaan dit later 'n invloed in jou lewe hê. Nou, in ander woorde, 'n mens bestaan uit gees, siel en liggaam. Nou, ons weet daar reeds. Jy is 'n gees, jy besit 'n liggaam, jy woon in 'n liggaam, besit 'n siel. In ander woorde, jy en ek is gees. Nou, sê almal, ek is gees. Ek is gees. Ek het 'n liggaam en ek het 'n siel. Amen. Ek woon in 'n liggaam. In ander woorde, ons woon in liggame, ons is gees. Ons gemaak, geformeer deur die Here om 'n liggaam te hê op die aarde. As jy nie 'n liggaam het, het jy geen reg op die aarde nie. Amen. Satan het geen reg op die aarde nie, want hy is gees. En met ander woorde, as hy soek 'n liggaam om te woon. In die begin het hy 'n slang oorgeneem, toe het hy eers weggehaal om met die vrou te kommunikeer. Nou, hy kon nie voor die tyd met die vrou kommunikeer nie. Hy moes eers 'n liggaam kry om in te vaar en dan het hy onregmatige reg gehad op die aarde. Het hy legality gehad om op die aarde te funksioneer en te beweeg en te praat en te funksioneer. Nou, met ander woorde, hy het onregmatige reg in mense deur wat hy beïnvloed in mense. En daarom is dit so belangrik om jou hart en jou siel te bewaar hierdie tyd. Hierdie tyd wat ons ingaan in die nuwe jaar 2016, wil jy graag 2016 vervul met beloftes van die Here. Wil jy graag 2016 beleef, suksesvol, geseënd, vredevolle 2016 beleef vir die tyd? Wie wil dit hê? Amen. Daarom, die Bybel sê, bewaar jou hart meer as alles, want eintlik kom die oorspronge van die lewe. Nou, die kern van 'n mens is sy gedagtes. Die kern van 'n mens is sy hart, en sy gedagtes. Met ander woorde, as ons dink, dan gebeur daar iets in ons denke en dit transformeer ons harte. En daar is twee tipes bewustheid. Daar's 'n bewustheid en 'n onderbewustheid. Nou, so met ander woorde, ons almal het 'n bewustheid en onderbewustheid. Ons bewus van wat om ons aangaan, maar daar's iets in die onderbewussyn wat eintlik jou hart simboliseer. Die woord vir onderbewussyn in die Bybel is hart. Die sielkundige gesê vir ons onderbewussyn is hart. Amen. Daarom sê die woord van die Here, bewaar jou hart meer as alles, uit dit kom die oorsprong van die lewe. En daarom is so belangrik kerk dat ons liggame stel as lewende offers aan die Here. Ons denke stel as lewende offers aan die Here. Om nie gevormig te word in hierdie wêreld nie, maar verander te word deur die vernuwing van ons gemoed, sê die woord. Nou, dat ons kan bepaal wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van die Here is vir ons lewens. Amen. Wie wil die volmaakte wil van die Here beleef in 2016? Ek wil. Amen. Dit begin by ons elkeen. Dit begin by wat jy toelaat in jou lewe. En die vyand weet baie beslis, as hy iets kan beheer in jou lewe, as hy jou onderbewussyn kan beheer, as jy 'n mens wil beheer, moet jy sy onderbewussyn beheer. Sy hart beheer. Amen. En die mense het baie goed, en in die Tweede Wêreldoorlog het propaganda gehad, elke oggend oor luidsprekers het hulle hierdie goed geproklameer, julle is die beste, julle is die sterkste, en die Chinese beïnvloed, en is so beheer, met ander woorde, en ons sien ook in ons eie tyd die weermag, in die oggend, elke oggend van ons sê, wenners, sal die liedjie gespeel vir ons. Elke liewe oggend sê ook, elke liewe oggend. Ons sê, jy gaan 'n wenner wees, amen. En ek het nog geniet, maar later ook 'n bietjie afgesaal. Maar prys die Here, nou, ons het 'n substansie in onsself, ons bewustheid en onderbewustheid. So waarvan is jy bewus? Want as jy hiervan bewus is dit noodwendig dat jy by onderbewustheid nou in plek het nou. Jou onderbewustheid het baie meer inligting as wat jy bewustheid het. Jou bewustheid is ingestel om inligting te ontvang, nou. En die onderbewustheid stoor daardie inligting, so harde skyf van rekenaar, wie ken rekenaars? Baie van julle ken rekenaars, nou werk rekenaar. En dit beteken dat daar is iets op die harde skyf geskryf word. As jy iets download, dan word dit op die harde skyf geskryf vir ewig. Nou, dis eintlik baie moeilik om dit uit te vee. As jy 'n programmetjie het en jy weer herroep dat jy selfs gedelete het. Dit bly op die harde skyf.
En dit is baie moeilik om dit uit te vee. Tensy jy 'n ander harde skyf koop, 'n ander rekenaar koop of 'n programmetjie koop wat dit uitvee en alles uitwis. Met ander woorde, die Here kom en hy sê word verander, word vernuwe, kry 'n ander harde skyf. Want baie van ons geprogrammeer en seer gemaak en deur dinge in jou verlede, dinge in jou kinderjare wat jy gevoel het moenie so gewees het, Here, en ek wil verander, ek wil anders gewees het, Here. En ons lê nou onder wat ons beleef het toe ons dinge gedaan nou die daai tyd in ons lewens, né? Ons beleef nou eintlik wat ons daai tyd nie moes ervaar het nie. Baie kere het ons iets gelees, iets gesien en dit bly in jou vassteek. Dit bly in jou harde skyf. Dit bly in jou onderbewussyn vir baie lank in jou lewe. En van hierdie dinge beïnvloed jou lewe. Van hierdie dinge steek vas in jou hart en jou lewe en jy kan net nie oor dit kom nie. Jy kan net nie ontslaa raak van hierdie denke nie, hierdie gedagtes nie, hierdie idees nie. Baie keer tuister dit jou so, dit jaag jou eintlik as ware. As die verlede jou inhaal, jaag dit jou en jy voel, Here, hoe gaan ek ontslaa raak van hierdie dinge in my lewe? Hoe gaan ek, Here, uit hierdie dinge uitstap? Hoe gaan ek vry raak van hierdie ketTINGS van dit wat ek in my lewe gedeponeer het? Wat ek na gekyk het, wat ek gehoor het, wat ek gesien het of wat ek gepraat het. En hoe meer jy dit aanskou, hoe meer jy dit daarop wandel, hoe meer jy dit sien, hoe meer dit invloed in jou hart en jou lewe. Hoe meer word dit deel van jou lewe. Met ander woorde, as ons kyk na programme op TV met geweld en met allerlei ander dinge op TV, dan hoe meer jy daarna kyk, liewe kinders van die Here, hoe meer raak dit in jou onderbewussyn 'n vesting. Sien jy twee bewusthede. Jy het 'n bewustheid en 'n onderbewussyn. En dit beteken die duiwel weet baie duidelik, hy weet, sy strategie is om jou bewustheid en jou onderbewustheid te beïnvloed. As jy jou bewustheid beïnvloed met idees, met inligting, met gedagtes, en dit is so maklik, nou, die TV is 'n medium. En media kom van die woord medium. Medium. En dit is baie belangrik om te weet, die medium wat gebruik word na jou hart toe, is die TV. En is radio, en dis so 'n kragtige wapen, die vyand weet dit, nou, ek sien nie alles verkeerd op TV nie, maar daar is 'n program gewees, Two Men and a Girl, something like that, Two Men and a, waar homoseksuele twee mans 'n dogtertjie groot maak. Nou, sonder openlik op TV, moenie reg in jou huis speel nie, dit beïnvloed jou kinders, nou, beïnvloed jou lewe, beïnvloed alles wat jy aan dink. As daai saad eers jou kinders val, en herhaaldelik jou kinders val, raak dit 'n vesting, nou, dit raak 'n onderbewuste vesting. En die vyand weet, as jy jou onderbewustheid kan hanteer, beheer hy jou. Die vyand beheer mense, wat sy onderbewustheid hy kan oorneem. Amen. Maar die oog van 2016, toe sê die woord vir mekaar kommunikeer vanoggend, wat die Here op my hart gelê het. En ek wil graag net 3 volonteërs sien. Ander, jy is een van my, jy gevra vir die tyd. Kan ek vir slaag in die gebruik? Is dit reg? Gee hom. Is dit reg? Maar dan jy. Of net, dis nader, ek ekskuus ek. Dit is my nader. Dis hy, ekskuus maar, hier is die okay, stel jy daar vir my. Stel jy agter, ander, jy staan, jy is siel, né? Jy is die siel. Die siel is besaag met die boos, die siel, sy is die siel. So kyk vir my soen toe. Wat het hom regskom? Ek kan nie omheen. As dit my eerste grond omheen. En kyk ons verder. Die woord van die Here sê vir ons duidelik, ons is siel, gees en liggaam. Amen. En daarom, jy is die liggaam, jy is die siel en jy is die gees. Met ander woorde, die gees wil graag die regte dinge doen. Die gees wat weergebore is, wil die regte dinge inneem, né? En ons sien dit duidelik ook. Die liggaam is baie keer in beheer met die emosionele sy, meer dan die sintuie, dit wat jy ruik, smaak, hoor en proe en voel. Die liggaam is sy gedeelte, né? So die liggaam voel, as die liggaam na iets kyk, en die liggaam word gestimuleer daardeur, dan voel die siel, ja, dit lyk lekker, dit is vir hom lekker die siel om te kyk na die dinge, om dit te ervaar, maar die gees sê nee, ek wil dit nie hê nie. Want die gees is weergebore, die gees behoort aan Jesus, né? En dan sê die gees nee, ek wil dit nie hê nie. En dan sê die siel, maar die siel is in beheer van die gevoelens, né? Die wil en die emosies en die intellek. Daaroor die siel is wil, emosie, intellek. En ons wil is die sterkste wapen wat God ooit vir ons gegee het. Jou wil is die sterkste wapen, die mees effektiewe wapen teen die duiwel, maar ook die mees gevaarlikste wapen vir jouself. En wat is die siel? Die media kom na ons lewens toe deur die liggaamlike, deur die sintuie eerste, die liggaamlike. En dan spoel dit in die siel toe.
En die siel ervaar die emosionele van wat die liggaam sien, en wat die liggaam proe, wat die liggaam voel, wat die liggaam hoor. En dan gebeur daar iets in ons siel. En die siel wil graag deel wees daarvan, want die siel het eintlik 'n keuse. Die siel kan besluit nee of ja. En wat wil die siel besluit? Spoel na die gees toe. En die gees ervaar wat die siel vir hom toelaat. So met ander woorde, baie van ons skep 'n medium in ons eie lewens. Ons word 'n medium vir of die goeie of die slegte. Is dit so nie? Amen. Wat ons inneem, wat ons sien, ons besluit wat ons wil hoor. Ons besluit wat ons wil sien. En daarom moet ons oorwinnend raak, en die Bybel sê daarom, moet nie volgens die vlees handel nie, maar moet nie die vlees en geestesbevrediging nie, wandel volgens die gees. Wandel volgens die gees, want wat wil die gees ervaar, spoel ook oor na die siel toe. As die gees dominant staan, dan kan hy die siel beïnvloed, en die siel beïnvloed die liggaam dan. En sê vir die liggaam, ek kastei jou, is onderworpe aan die gees aanleenlik, aan die beginsels van die Here. Amen. Dit sê as jy misluk in gevaarlike sonde, dat jy nou 'n mislukking of onregverdig is, die Here sê jy is in sy geregtigheid. Amen. Die Here vergewe ons sondes, hy spreek ons vrou, maar die siel, wanneer die liggaam iets ervaar, dan gee die liggaam dit vir die siel. Die siel besluit, ek gaan dit vir die gees gee. Die siel sê, hier is o gees, hier is die goeie dinge, of die slegte dinge. En dan word die gees eintlik beïnvloed deur of die slegte media, of die goeie media. Amen. Baie keer is goeie siel, gees en liggaam. En sit lekker in hier. En wonder die Here is so wonderlik, hy gee vir ons die keuse, liewe kerk, om te besluit, wat wil jy inneem? Wat wil jy besluit? Gaan jy 'n hoorder word van die woord? Hoe word ons hergeprogrammeer in ons onderbewussyn? Deur herhaaldelik iets te hoor, né? Herhaaldelik die regte inligting te ontvang. Met ander woorde, jou harde skyf met ander inligting kry. Jy moet ander dinge begin download. Jy kan nie dieselfde dinge heeltyd sien en ervaar wat vleeslik is nie. Jy moet nuwe inligting ontvang vir jou gees. Nuwe inligting vir jou siel ontvang, né? Jy moet kyk na nuwe dinge. Jy moet dinge ervaar wat die Here vir jou gee. Dis hoe die Bybel sê, geloof kom deur die hoor en die hoor van die woord van God. Herhaaldelik, né? Herhaaldelik. Geloof kom deur die hoor en die hoor en die hoor en die hoor van die woord van God. Hoe meer jy dit hoor, hoe meer spoel dit jou gees skoon. Daardie harde skyf wat so 'n bietjie besmet is, ek bedoel, dit lê op die harde skyf. Enige tyd kan jy 'n knoppie druk en al die prentjies spring weer op. Die duiwel doen dit. Hy druk 'n knoppie in ons lewens, al die prentjies spring weer op. Van die verlede se seer, van die pyn, van die verliese, van al die dinge wat jy ervaar het in jou lewe. Amen. En dan is jy gebind. Dan beheer jy jou hart. En as jy jou hart kan beheer jy jou lewe. Daarom sê die Here dat ons moet ander inligting ontvang, né? Word verander, word vernuwe in jou lewe as 'n kind van die Here. En dis 'n baie moeilike proses baie keer om vernuwe te word. Dis baie keer 'n moeilike proses om herhaaldelik die regte inligting te ontvang. Want as jy voor die TV gaan sit, dan kry ons verkeerde inligting baie keer. Geweld en dinge. Sport is redelik reg. Amen. Ek hou van sport. Rugby. Amen. Daar's die gewelddadige en na tyd en daai tipe goed. Nou, so ons sien ons gees moet ons toelaat. Ons besluit hoe ons wil lewe. Ons besluit hoe ons ons lewens instel. Nou, dis jou keuse. Gaan kies vandag om anders geprogrammeer te word. Kies vandag om jou harde skyf skoon te kry. Kies vandag om alles te herprogrammeer in jou lewe. En dan gaan jy 'n vervulde lewe hê. Dan word jy onder beheer van die Gees geplaas, jou hele wese. En dan word jy 'n geestelike mens. Dan begin jy die beloftes van die Here in te stap. Dan begin alles vir jou moontlik word. Amen. Want dis waar ons baie keer mee sukkel om ons harde skywe skoon te kry wat met ons in die verlede gebeur het. Die bitterheid, die haat, al daardie dinge. Hoe word ons verander? Deur nuwe inligting te ontvang. Amen. En dis baie relevant. Die Here is teen mediums van duiwels. Die Here is teen elke medium wat ons lewens probeer beïnvloed. En hierdie mediums is God sterk tegekan. Hoor wat sê hy in 3 Johannes 1:2. Jou siel is die plek waar die medium is, né? Van God se woord of van lelike dinge. So met ander woorde, hy sê hier in 3 Johannes 1, en hy sê, geliefde, ek wens dat julle met alles moet goed gaan en jy gesond is, soos wat dit met jou siel goed gaan. Soos wat dit met jou siel goed gaan. Amen. Die siel, dit kan nie goed gaan met jou as dit nie met jou siel goed gaan nie. Dis die kern van jou bestaan. Dis die kern van 'n mens. Amen. Jou siel.
En daarom as ons siel nie gesond is nie, kan ons nie oorwinning beleef nie. As ons siel nie 'n voorsiening en voorspoed beleef nie, gaan ons nooit voorspoed beleef nie, want uit die siel, uit die hart kom die oorsprong van die lewe, né? Die siel is eintlik die hart. Dis die diepe innerlike mens en wese van 'n mens. Halleluja. Die onderbewussyn. So voed jou onderbewussyn met die regte inligting. Baie keer help dit om 'n bietjie die aande vir jy gaan slaap, Bybel te lees. Dan was jy jou siel bietjie skoon. Baie keer help in die oggende, eerste halfuur, tyd met die Here te hê, in die woord te hê. Herprogrammeer jou gees vir die dag vorentoe. Amen. En dis wonderlik om dit te beleef, dat die Here kom en hy sê vir ons vanoggend, inspireer jou siel vir 2016. Dis eintlik 'n woord wat ons vandag moet begin 'n fondasie lê op, en daar's deel 2 vanaand ons gaan behandel. Maar in elk geval, ons kyk na die sielsdimensie, ons sê ook nie alles vir julle vandag gee nie. Maar die Here gee vir ons die sielsdimensie. Hy wil hê die Here se begeerte is dat dit goed gaan met jou siel. Hoekom? Want die Here beplan vir jou goeie dinge. Dit moet goed gaan met jou. Die Here wil nie hê jy moet armoede hê nie, siekte hê nie. Hy sê ek wens dat jy gesond is. Amen. Die Here se hart, hoor die Here se hart. Ek wens dat jy gesond is. En dit goed gaan met jou siel. Halleluja. En dis hoekom die Here sê, jou siel is wie jy is. Jou intellek, jou wil, jou emosies wat jy begeer. Amen. Al die begeertes van jou lewe, al die oorspronge van die lewe kom uit jou hart uit. Dis hoekom die Here sê, dit moet goed gaan met jou siel. Sy begeerte is, dat dit moet goed gaan met jou. Daarom wil die Here jou medium wees. Nou, hy wil nie met enige ander medium wees nie. Want soos hy sy siel bereken, so is hy. Sy siel dink, so is hy. Nou, praat oor die siel, die hart van die mens. Hoor 'n bietjie wat sê die Here in Levitikus. Hoe hy gekant is die mediums. Levitikus 2:27, en as 'n man of vrou 'n gees van afgestorwene is, of 'n gees baarsie, en dit sekerlik gedood word, en dit moet gestenig word, en dit skuld is op hulle. Maar mag niemand by jou gevind word, wat sy seun of sy dogter in die vuur laat deurgaan, maar met waarsy, golery, en verklarings van voortekens tower omgaan nie, of wat met beswering omgaan, en 'n gees van afgestorwene vra, of 'n gees baarsie, of wat die dooies raadpleeg nie. Amen. Die Here hou nie van mediums anders as hy nie. Die Here is teen enige medium. Daarom die media weet baie duidelik. Omdat ek gaan nou uitkom. Die media beheer baie dinge. Die media beheer soveel dinge. Die TV, die radio beheer soveel dinge, né? As iets mooi sien op TV, wil ons dit dadelik gekoop. Dit beïnvloed jou onmiddellik. Amen. So as 'n special by Spark, ons dan gaan ons. Maar die media, advertensie, al daai dinge beïnvloed soveel mense onmiddellik, né? Dis 'n kragtige wapen. En nie alles is verkeerd nie, maar as baie positiewe dinge rondom dit. Amen. Maar kom ons kyk vanoggend hier, en hy sê hier so in 1 Samuel 28:6, en sal die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie. Nie in drome nie, nie in profete nie. En Saul sê sy dienaars, soek julle vir 'n vrou wat die beste soeder is, dat ek daar kan gaan en raadpleeg. Die dienaars sê hom, as 'n vrou, 'n dode soester, en 'n engel. En daarop het Saul onkenbaar gemaak en ander keer aangetrek en weggegaan. Hy het 2 manne saam met hom, en toe die nag by die vrou aankom sê, voorspel tot vir my, dat die gees van afgestorwene, die laat vir opkom die een, dat ek vir jou sal doen. So Saul vind, hy raadpleeg die Here, maar die Here antwoord hom nie. En hy soek 'n ander medium. Hy soek 'n ander medium, waar die Here se woord aan toe kom. En watter medium soek hy? Hy soek 'n aardse medium, hy soek 'n duiwelse medium, hy soek 'n duiwelse manier. Die woord medium, het ek vir julle gesê, kom van die woord media af. Nou, met ander woorde, media is medium. Met ander woorde, as jy jou gees, jou siel instel, om die medium te wees van God se gees. Maar dis al wat ek wil hê, jy moet jou gees, jou siel instel, om die middelpunt te wees. Daar's 'n middelaar in die woord, en dis Jesus. Halleluja, amen. Een middelaar, tussen God en die mens, dis Jesus. Net Jesus is jou middelaar. Net hy moet jou medium wees. Amen. Die middelaar beteken letterlik 'n medium. Een wat in die bres tree, een wat in die middel staan, om inligting van hier af na die Vader toe te vat. Dis wat dit is. Amen. En die Here sê, as jy iets nodig het in die wêreld, is hy jou medium. Hy is jou medium. En dis hoekom Saul raadpleeg die Here, maar die Here antwoord hom nie, daardie stadium nie. En hy gaan nie beskielik en hy soek 'n ander medium. Hy soek iets anders, hy soek ander inligting. En hy ontvang ander inligting buite die wil en die plan van die Here. Ons kyk die volgende skrif. 1 Korintiërs 10:13. 1 Korintiërs is en Saul het gesterwe weens ontrou, want hy het die Here begaan het, weens die woord van die Here wat hy nie gehou het nie.
Ek ook omdat die gees van afgestorm word om hulle te vra, maar die Here nie geraadpleeg nie. Weet jy, die Bybel sê, hy het die Here geraadpleeg. Want hy het vorige skrif, hy het die Here geraadpleeg, maar hy het nie geantwoord nie. Hoeveel keer hardloop ons agter, ons gaan kampe toe, ons soek 'n woord op 'n kamp. Ons soek 'n woord, ons soek 'n vinnige woord van iemand anders af. En dan profeteer hulle die ouens by kampe baie keer uit hulle beste, uit hulle roepinge uit. Omdat ek met hulle berading doen. Almal sê hulle, ja, Jesus is klaar en jy gaan en dan los jy uit sy werk en dan luister Skibrik se hele familie is arm. Jesus is klaar by die werk, profeteer hulle baie keer. En as die ouens Skibrik, hy glo die woord van 'n medium wat hy nie vertrou nie. Ons vertrou mekaar in plek, ons verhouding saam met mekaar, né? Ons weet ons het die waarheid hier, ons weet ons hoor die gees van die Here is bespreek. Halleluja. Ons vertrou mekaar wat ons mekaar sê. Amen. En dis hoekom die medium wat die Here opgerig het, die Here wou al die medium opprofesaal en het sê, die Here die graaf het daar in opgebring en die koningskap wat oorgaan met dal en seën van die sê. Dat die Here gaan nie weet jy lewe bring nie. Maar 'n mens gaan baie gevolge ly as gevolg van mediums wat jy raadpleeg, né? Pas op wat jy lees, pas op wat jy inneem, pas op wat jy sien, pas op wat jy hoor, pas op wat jy spreek. Dis alles mediums vir ons siele. Amen. Dis alles inligting wat ons siel ervaar en ons gees ervaar. Amen. Dit lyk baie keer mooi, relevant, groot, netjies, maar dis altyd goed. Dis altyd goed. Amen. Ons sien hier, wat sê die woord van Johannes 1 vers 1? Wat is die medium wat ek en jy moet inneem? Wat is die medium? Die medium is in die begin, was die woord. Dit was God se medium van die begin af, né? En die woord was by God, en die woord was God. Halleluja. Die woord was God. Die woord is ons medium. Hy is ons medium, kerk. As jy die woord inneem, geloof in die woord van die woord van God. Die woord is jou medium. Hy was in die begin by God. Alle het hier ontstaan. Sonder met nie een ding ontstaan het nie. En ons lewe, die lewe is vir die mense. Die lig skyn die duisternis. Die duisternis is nie oorweldig maar oor die medium van God se lig, sy waarheid, sy liefde, sy gees, sy lewe is altyd daar vir ons, né? Dis die medium waaroor God praat. Dis die medium wat God gebruik. Die media is sy woord. Hy saai dit uit oor die hele wêreld. Hy saai die woord nog steeds uit, maar mense hou nie baie van die lig nie. Mense hou nie van die lewe nie. Mense hou nie van om hom te sien nie in sy woord nie. Hulle kies 'n medium buite God. Hulle kies die media. Hulle kies die dinge van die wêreld eerder buite God. En baie kere is ons gees so gestel om media. Ons wil graag inligting hê altyd. Mense is so gestel, mense is hoor van inligting. En die Bybel, die woord wat hy gebruik, in die begin was die woord, is die woord logos. In die begin die Here gesê, Genesis 1, wat gesê, die aarde was verleeg, en duisternis op die wêreld gewees, in die begin was die Here daar, né? En wat die Here gespreek, toe die aarde leeg was, die gees van die Here oor die waters gesweef, sê die woord van die Here, en toe sê die Here, laat daar lig wees. Genesis 1 vers 3. En die Here gesê weer, laat daar, in Genesis 1 vers 6. En sê weer, Genesis 1 vers 9, laat daar. Genesis 1 vers 13, laat daar. Die woord het altyd gekom. Die medium van die begin af, toe die aarde geskape was die woord. En die Here praat elke dag met jou, en sê, laat daar lewe wees. Laat daar vrede wees. Laat daar voorspoed wees, maar ons gees en ons siel is nie ingestel om nuwe inligting te genereer, of te ontvang nie, want ons download ander dinge, en ons harde skyf is vol van ander dinge. En die Here moet eers ons harde skywe kom skoonmaak, deur te herprogrammeer. En weet jy wat ek kry as 'n ander harde skyf? Want ons weergebore is. Oorgebore is, kry ons 'n ander skyf. Dan kry jy 'n ander hart, 'n ander gees. As jy die gees ken, die lewe ken, as jy God se liefde ken, kry jy 'n ander harde skyf. Jy word vernuwe. Daarom sê die woord van die Here, ek is nie meer wat ek was nie. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Kyk, die ou ding het verbygaan. Kyk, alles het nuut geword. Amen. Halleluja. Ek en jy het 'n ander harde skywe, nuwe rekenaars gekry. Prys die naam, elke dag 'n nuwe rekenaar kry. Amen. Of 'n nuwe harde skyf kry. En die Here sê vir ons daardeur, dat die logos beteken eintlik die woord is 'n uitdrukking. Die woord beteken uitdrukking, openbaring van 'n gedagte. So baie keer ontvang ons gedagtes van
mense se media, nou. Daar's baie keer gedagtes van, ek sien daar's 'n program van homoseksuele mense wat er die een ouetjie inneem en hom heeltyd aantrek en hom versorg. Hulle sê deur die program, homoseksuele mense het eintlik al die kennis. Hulle is eintlik okay. Hulle sorg vir die hawelose kindertjie wat hulle ingeneem het nou in die huis. Dis 'n program wat ek toevallig raak gelees het, weet op van die biografie wat hulle skryf oor 'n sekere program op TV vir navorsing van die preek. En daar's hierdie homoseksuele mense wat nou wil sê ons is eintlik okay vir die samelewing. Ons is eintlik maar reg. Weet aanvaar ons nou as ons is. En dis teen God se orde, liewe kerk. Amen. Dis nie wat die Here beplan nie. En dit word inligting wat jy inneem en kinders sien dit en kinders dink ag homoseksuele mense is maar okay. Dis maar okay om te doen wat hulle doen. Sien jy die media mense beïnvloed? Sien hoe inligting jy beïnvloed? Nou, en hoe meer jy kyk, hoe meer word dit reg vir jou. Hoe meer raak jou onderbewussyn bewus daarvan en dit word reg vir jou. Jou onderbewussyn word dan geprogrammeer om te sê, maar dis reg. Dis fyn. Dis wie duiwel werk, gebruik inligting, hy gebruik openbaring van gedagtes. Die logos is openbaring van God se gedagtes. Dis wat logos beteken, openbaring van 'n gedagte. Wow. Prys die naam van die Here. So sien hier, die Here wil ons help om te besef dat ons stryd is nie vlees en bloed nie, die magte van duisternis, owerhede in hemelse plekke. Die Bybel sê dit vir ons duidelik. Hy sê ons stryd is nie vlees en bloed nie, maar die owerhede te magte, die heerskappye wat hulle self oprig in die kennis van die Here. Nou, en daardie dinge is ons nie stryd in die wêreld. En daarom sien ons hier baie direk in die skrif waar in die vorige wandel ons loop vir die wêreld, ons owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaam met werk. Was 'n gees wat nou in kinders van ongehoorsaam met werk. En daardie gees was of is nog steeds baie kere die owerste van die mag van die lig van die hemelryk. Sê die duiwel het nie mag op die aarde nie, hy het nie liggaam. Die duiwel het geen mag hier nie. Waarvoor is sy mag se heerskappy uit in die lig in die hemelryk? Deur golwe. Golwe, né? Ek kry mikrogolwe, ek kry radiogolwe. Amen. Jy kry gamma golwe wat van die son afkom. Ek kry allerlei golwe. En hy gebruik die golwe in die lig, hy gebruik die mediums in die lig om inligting te kommunikeer na jou toe. Amen. Hy gebruik die mediums. Dink hier daaraan. Hoe baie mediums die radio aansit. Hoeveel wat hoor jy? Negativiteit. As jy nuus luister, negativiteit. Nou, bewaar jou hart van daardie dinge. Ek kyk nie nuus nie. Ek kyk CNN's Development of the Future. Wat hulle nuwe tegnologie wat hulle baie keer ontdek het. Ek hou van dit. Nuwe dinge wat vooruitsig is. Dan kyk ek wendig nuus nie. Ek hoor van ISIS, ek sal 'n bietjie kyk na ISIS na die begin. Maar dit normaalweg in Suid-Afrika veral sien ons geweld. En maak ons vol vrees. Ons sien soveel geweld. Ons mense wat vol vrees is. Die mense die buite daar kyk en ons sê, "Sjoe, maar julle is angstig oor baie dinge." Julle is mense wat van vrees wandel. Julle sluit julleself toe agter julle huise, agter palissades. Julle maak julleself toe in die aande. Dit is nodig, dit is werklik so. Julle sê waak en bid. Nou, nie bid nie, waak en bid. So help jy bid en jy los weer oop nie. Amen. Julle sê waak en bid, maar sien jy baie keer is ons met propaganda bewaai van ons eie staat. Die staat se rol is om sy mense te beskerm. Die enige inligting wat in hierdie land kan kom. Ek hou van wat Nieu-Seeland doen. Nieu-Seeland laat geen inligting van ander land op hulle nuus nie. Net hulle land. Net hulle land is wonderlik. Net hulle land is oulik. As jy gaan hoor ook, dis net Nieu-Seeland. Dis die beste land in die wêreld. Toe daar was. Al die propaganda is uitgeskakel van ander lande. As er iets goed is van 'n land, hulle saai dit glad nie eens uit nie. Jy moet self gaan Google en self gaan uitvind. Al wat hulle wys is hoe die ministers mekaar slaan in Nieu-Seeland. Op die TV. Maar dis ook komieklik en wat mense lag. Maar prys die Here om sien wat hier. Wat ons het, ons het 'n plek waar ons baie van vrees staan om te soveel inligting ontvang wat nie van God se woord af is nie. Ons ontvang inligting van dood, moorde, ou mense wat aangeraak word, nou nie so ek sien ek. Baie mense wat net sien. Weet hoe dit geweld ons land tuiste. Ons raak bevrees, angstig oor dinge. Ons vertrou nie meer die Here se woord nie. Want ons harte is versoek. Ons harte verslaaf, ons harte versoek in ons. Die Here sê die eindige mense se harte
hulle verlaat. Die hart is sy krag om weggaan. Né? Hoekom? Want dan bewaar jy hulle harte meer as alles. Ons beweeg in 'n tyd in die kerk in 2016 waar jou hart bewaar nie alles. Dat jou hart nie versoek nie. Dat jou hart nie van God af verwyder word nie. 2016 gaan 'n fenominale jaar wees vir ons. Maar dit gaan ook 'n jaar wees waar jy self moet instel om jouself te bewaar en jouself te ontdek en te weet met jou hart, wat gaan in jou hart in? Dat jou hart nie versoek nie, dat jou hart vol geloof is. Dat jou hart nie gebuk gaan onder die dinge wat jy sien, ervaar en hoor om jou nie. Dat jou hart kan opstaan en sê, ek glo in die Here, ek glo in God wat my gemaak het in sy beeld. Ek glo in sy woord, die woord raak my medium. En as die woord jou medium is, kan jy alles verrig. Want God kan alles verrig. Amen. Die Here kan alles doen vir ons. En as jou woord, as God se woord jou medium word, dan word jy siel die medium van jou lewe. Amen. Dan kry jy siel inligting. En dan kry jy siel die regte inligting. Dan word jou gees gevoed met geloof. Jou gees word gevoed met krag. En jy staan op as 'n gesalfde, 'n kind van God wat alles kan oorbrug, alles kan oorkom. Amen. En jy gaan nie gebuk gaan onder omstandighede emosioneel raak nie en dinge ervaar wat jy nie kan beheer nie. Jy gesê, man, my God kan alles doen. Ek kan triomfeer oor hierdie goed. As God vir my is, wie kan dan teen my wees? Amen. En as God vir ons is, jy weet, Immanuel, God is met jou. Jy het geen vrees in jou hart nie. Jy staan in die oggende. Ek sien kans vir die dag, Here. Ek sien kans om te lewe. Ek sien kans om vorentoe te gaan in my lewe. Ek sien kans vir môre met Jesus is daar. En die woord bring 'n impak. Die medium wat jy gebruik, die medium wat jy in jou hart inneem, is baie belangrik vir jou in 2016. Weet jy, as jy kyk, vandat hulle pornografie in Suid-Afrika toegelaat het, hoeveel moorde is daar? Hoeveel verkrachtings is daar? Vandat dit, ek weet nie wanneer dit gelegaliseer is nie. Maar vandat dit 'n paar jaar terug in Suid-Afrika wettig geraak het, dit was onwettig geweest. Hoeveel moorde was daar? Weet as jy kyk na die ou regering tyd, 7000 mense het in die apartheid gesterf. 7000 mense, dis nie baie nie. Na apartheid sterf 328.000 mense. Hoekom? 'n Kultuurverandering. 'n Kultuurverandering. Inligting wat mense begin ontvang het. Inligting, moord, plunder, eie self toe. Vat vir jouself. Nou, anders gaan jy niks sê nie. En dis eintlik wat gebeur. Dis 'n ander gees. Ons gaan in Suid-Afrika gaan nie verander nie, dis selfs kultuur verander nie. En help jy vervang die president nie. Jy moet die kultuur verander vir die mense. Jy moet die harte van die mense verander. Jy moet die harte verander. Die vyand weet, as hy beheer oor 'n nasie wat is nou, as hy beheer oor 'n nasie uit soos nou, beheer die harte van die mense. Dis al. Hy weet baie goed. Die mense wat sy harte beheer, is wie hy kan beheer, wie hy besit het. En dis hoekom jy 'n gees van steel kry, 'n gees van slag kry, 'n gees van verwissing kry. Die gees oorgeneem die harte. Verstaan ons dit? Amen. En sy gee dit volgens. Halleluja, prys naam van die Here. So ons kyk hier met die laaste skrif. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, vir ons die stryd volgens die vlees. Maar die liggaamlike, die medium wat jy gebruik om in te neem besintuie, ons voer die stryd volgens die vlees nie, maar ons voer stryd volgens die gees. Met die wapens van ons stryd is die vlees dit nie, maar krag in die goed om vestings neer te werk, terwyl ons planne gebreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God, elke gedagte gevange neem vir die gehoorsaamheid van Christus Jesus. Ons gereed daarom elke ongehoorsaamheid te straf, omdat julle ongehoorsaamheid of julle gehoorsaamheid volkome is. Halleluja, amen. Hy sê ons werp elke vesting neer. Is die tyd ons elke vesting neerwerp nie? Is die tyd ons ander inligting begin kry nie? Is die tyd dat ons die vestings in ons harte begin breek nie deur God se woord nie? Is die tyd dat ons opstaan as 'n generasie van gelowiges en sê God se woord word my medium, is anders nie? Ek sê jy mag met TV kyk nie, maar kyk wat jy kyk. Let op wat jy nou kyk. Amen. Maar kyk, dat jy altyd die medium van die woord inneem. Terwyl ons planne verbreek, elke skans wat opgewerp word, teen die kennis van God, elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van Christus Jesus. Ons neem elke gedagte gevange tot die gehoorsaamheid van Christus Jesus. Amen. Elke gedagte gevange. Wat was die gehoorsaamheid van Christus Jesus? Hy het tot in die kruis gehoorsaam gebly. Dis die gehoorsaamheid van Christus Jesus. Amen. Hy het gesê, maak so hoeveel verduur nie, hoeveel pyn ek ervaar nie, ek sal gehoorsaam wees aan die woord van die Here. Halleluja, kerk. Amen. Liewe kinders van God. Dis kosbare vrede. Here wil julle met goedheid bekleed.
met guns bekleed, met lewe bekleed. Amen. En daarom moet jy 'n medium hê vir God se inligting. Jy moet die waarheid ontvang. Jy moet die woord ontvang. Jy moet vryheid ervaar. Dis hoekom ons hou van nuwe dinge. Ons hou van nuwe liedjies. Ons hou van nuwe ervarings met Here. Ons hou van nuwe dinge. Al die vas dinge wat die siel beïnvloed. En ons lewe gee. En die Here begin ontdek. En Jesus begin ontdek vir wie hy werklik is. Amen. Hy is 'n koning, hy is die Here. Hy is 'n skepper, hy is 'n verlosser. En kom ons weet dit. Kom ons glo dit. Kom ons weet dat hy is in staat om alles te kan doen vir ons. Amen. En hierdie Kersseisoen so baie is en hierdie jaar is in die feestydperk wil ek vir julle altyd sê dat julle met julle harte is belangrik vir die Here. Dis 'n geskenk wat God vir jou gegee het. Die Here het vir jou 'n geskenk gegee, deur 'n geskenk. Jesus het geskenk, het 'n geskenk geword, maar hy skenk vir ons soveel. Hy skenk vir ons sy woord. Hy is die woord. Amen. Kom ons gebruik die medium van die woord. En kom ons bou ons lewens, rig ons lewens volgens God se woord in die tyd. Halleluja. Amen. Prys die naam van Jesus. So ons straf elke gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid, en ons breek elke plan en elke skans. Want nou teen die kennis van God. Wat is logos? Dis die kennis van God. Amen, dis die kennis van God. Ons het nou gesê. Logos beteken 'n gedagte, die kennis van God. So ons breek elke skans en elke idee en elke plan van die vyand, die mediums wat ons toe kom elke keer. Selfs gevoelens. Selfs baie keer is negatiewe ervarings gehad in die verlede. Begin jouself te herprogrammeer met die woord. Weet die Here is lief vir jou. Weet God, met God kan jy alles doen. As jy vol vrees is, sê vir jouself, God het my nie 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag, van liefde en selfbeheersing. Amen. As jy voorsiening nodig het, sê, die Here sal voorsien al my behoeftes, na sy rykdom en sy heerlikheid in Christus Jesus. Halleluja. Amen. En julle is kosbaar. Die Here wil jou help. Die Here wil ons goed wees vir ons in die jaar. Die Here gaan dit op ons uitstort, glo, dat ons 2016 gaan bereik. Ons gaan wonderlike dinge ervaar hier, want die Here is hier. Sy medium wat ons ervaar, is woord, is gees, is lewe. Amen. En dis hoekom ons so lief is vir, omdat ons oral proklameer jy is. Nou nog 'n spark, stap ek daar by 'n vrou. Here sê vir my, sê Vader, Here gaan gesond maak. En ek stop by haar en ek weet nie of sy is siek nie. En sy lyk nog gesond en alles reg. Ek sê vir haar, Here wil gesond maak. Maar sy begin bewe. Sy begin bewe van vrees. Sy sê, "Sjoe, weet jy gemeente ek is siek." Ek sê, "God het my gesê jy is siek." En ek wil net vir jou sê, sy woord is in jou lewe. Die woord van die Here kom na jou toe, nou wil gesond maak. En sy staan haar seun staan naas haar. Sê, "Mamma, moet jy geweet jy is siek." En dis die Here, dis nie die Here. Amen, dis nie omdat die mens is omdat jy ander inligting gekry het. Omdat jy ander inligting kry wat hemels is. Amen. En dis waar ons opgevoed moet word. Dis waar ons vloei, dis waar ons gees en siel vernuwe word. Amen. Dis waar ons lewe. En dis hoekom as 'n woord op jou lippe is, sê dit vir hom. As iemand dit nodig het, dan sê dit vir iemand. Ons moet ander inligting saai in die wêreld, dat die wêreld kan oorgeneem word van die evangelie en die koninkryk van die Here. Amen. Dis al die wêreld oorgeneem geword as hulle inligting ontvang wat goddelik is. Amen. As mense sondige begeertes het, as mense sondige gewoontes begin kweek, is omdat daar vestings is in hulle lewens. Nou met hulle geprogrammeer is al. Regte inligting kry. Dis al ons wil leef as kinders van die Here, regte inligting. Die media van die woord. Halleluja. Prys die naam van die Here kerk. Prys die naam van Jesus. Amen. Kom ons bewaar ons harte. Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons seën mekaar. Kom ons versterk mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Ons saai mekaar se lewe inligting. Ons saai mekaar se lewe die regte dinge. Amen. En daardie word so opgebou en versterk as 'n magtige vesting teen die dagmagte van duisternis. En is baie mense wat lees vandag op die vakansietyd. Ons gaan vir die CD weer gee. Dat dan ook 'n kyk. Baie belangrik die woord van die Here af vir ons vir 2016. Baie belangrik vir elkeen. Amen. Halleluja. Prys sy heilige naam. Kom ons bid saam in hierdie plek. En kom ons bou ons gedagtes, ons siel, ons gees en Here vanoggend op die. Baie dankie. Ons Vader, ons vereer vanoggend. Ons wil uit my Heilige Gees die almag en die heerlikheid. Dat jy elke hart versterk vanoggend, Vader. Dat jy elke gees lewend maak vanoggend, Here. En Vader, ek wil bid vanoggend vir elkeen wat hier sit. Vir elkeen van die kosbare kinders van die Here. Wat hulle weet hulle is liefgehad vanoggend. Wat hulle glo, Vader, dat U, Here, hulle regtig die goedheid vir hulle beplan. Wat U vir hulle beloof het. Here, dat elkeen wat hier sit vanoggend weet, maar die Here is met hulle. Die Here seën hulle. Die Here bekragtig en versterk hulle. Here, daarom wil ons beheer vat oor die media.
Die dinge wat ons gehoor en ervaar en gesien het, Here. Ons neem beheer in die geeswêreld, in die lugruim, Vader, oor elke mag van duisternis, elke hoorde wat homself oprig in die kennis van die Here in ons lewens. Ons breek dit af. Ons vernietig elke vesting vanoggend, Here, in die naam van Jesus, Here. En ek dank U dat in die naam van Jesus, Here, elke knie sal buig en elke tong bely. Elke tong, Here, wat verkeerde inligting vir ons gee. Elke tong wat verkeerde dinge spreek teen ons, Here, as kinders van die Here. Here, alles wat die wêreld probeer oorheers, ons probeer verstik as kinders van die Here. Ons wil vra, Vader, bewaar ons in U. Bewaar ons, Here, teen verkeerde inligting. Bewaar ons harte, Here. Maak ons harte bewus van U alleenlik, om die woord te ervaar, nuwe inligting te kry, die media van die woord te ervaar, want in die begin was die woord, Here. En ek vra vir elke gedagte om bevrug te word, elke hart om te hoor, elke gees om te verstaan. Ek dank U, Vader, daarvoor dat ons as kinders van die Here nuwe dinge kan beleef, vooruitsigte nie kan hê, wonderlike dinge kan beleef, Here. Ons sien uit en ons bou onsself alreeds, Vader, vir 2016. Om in bonatuurlike dinge te stap, om die lewe te ervaar, die liefde te ervaar en Jesus te wees vir baie mense om ons. Dis al hoe hulle U gaan sien, Here, omdat ons harte aan U behoort. Here, neem ons harte oor dat ons U kan behoort. Neem ons harte oor die wêreld kan sien. Hierdie is kinders van God. Die media wat ons ervaar in ons gees, ons siel. Verander ons, Here, dat ons die regte inligting uit die woord kan ontvang. 'n Woord wat stig, 'n woord wat lewe bring vanoggend. Here, seën elke hoorder in hierdie woord, Vader. Dat ons ore regtig oop is om te hoor, ons hart om te glo. Dat ons emosies in lyn kom met die woord. Ons wil, Here, dat ons wil, ek spreek die wil van 'n mens aan vanoggend. Elke wil, Vader, word onderworpe aan die wil van God vanoggend in Jesus naam. Elke wil wat baie kere wil opstaan teen wat inligting van God se woord is. Ons breek dit vanoggend, Here, en sê, Here, dat die wil van elkeen van ons onderworpe wees aan U wil vanoggend. Onderworpe aan die woord van die Here. Onderworpe aan die gees wat lewe bring. Ek dank U daarvoor, Here, oorheers ons gees, oorheers gedagtes, ons families, alle inligting in ons huise. Here, bring 'n invloed van U inligting, U waarheid, U krag, U genesing, U sterkte, U vrede, Here, in hierdie feestydperk. Dankie daarvoor, Here, dat U die rede van die fees is. Jesus, dankie vir die fees wat ons kan instap. 'n Fees wat lewe bring. 'n Fees van die genietinge van God, die goedheid wat U vir ons wil gee, om gesond te wees, soos ons siele ook goed gaan, Here. Ons siele, dit sal van nou af goed gaan met ons siele, Here. Ek dank Here, ek pleit die bloed van Jesus oor elke siel vanoggend, elke gedagte, Here, elke wil en elke emosie in Jesus naam. Daarom, Here, net om jy sit, sê vir Here, Here, ek wy my siel aan U. Here, ek wy my hart aan U. Ek gee U my hart. Ek gee U my siel. Ek gee my gedagtes. Ek gee U my wil. Ek gee U my emosies. Here, kom neem die medium van my lewe oor. Here, ek wil nie my eie medium wees nie. Ek wil my eie medium wees om net, Here, dinge toe te laat wat negatief is. Dinge wat van die wêreld is, Here, maar ek wil 'n medium wees van U. Sê dit vir Jesus volgende. Amen. Sê, Here, ek wil 'n medium wees van God. Dankie, Vader. Halleluja. Halleluja. Dankie, Gees van die Here. Vul ons op net met U lewe, met U oorvloed, Here. Seën ons. Maak alles moontlik vir ons. Maak alles moontlik vir ons. Bring saad van lewe. Bring saad van nuwe dinge in Jesus naam. Nuwe lewe en nuwe dinge in Jesus naam. Halleluja. Net om sit, praat nie met die Here. Sê, Here, help my in 2016. Help my om 2016 in te gaan as 'n kind van God. Here, as ware kind van God, wat die regte hart het vir die Here. Die regte hart vir die koninkryk van God. Halleluja. Here, want U koninkryk is 'n hartkoninkryk. Alles gebeur in jou hart. Jesus het gesê, as in jou hart twyfel, as jou hart sondig, dan het jy gesondig. U bring alles in jou hart in. Want die koninkryk is 'n hartkoninkryk, Here. Die koninkryk is 'n hartkoninkryk. En ons wil nie ons harte sondig teenoor U nie, Here. En ek dank U, Vader, dat U ons harte bewaar teen die bose. Bewaar ons harte teen verkeerde inligting. Bewaar ons harte, Here, om reg te wees en reg te wandel en die regte dinge te ervaar. Dankie daarvoor, Here, vir lewend oorvloed in hierdie plek. Seën elke familie, seën elke vrou, seën elke kind, seën elke man hier vanoggend, Here. In die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan. Dat die woord inspraak gee, dat die woord 'n twis en 'n swaard is in ons lewens, wat gees en siel kom skei. Want dit is wat ons moet ervaar. As die woord siel en gees skei, Here, lewe ons uit die gees. As die siel nie meer verbind met die gees nie, dan ervaar ons nie meer wat die siel wil hê nie. En die liggaamlike wil hê nie, maar ons ervaar wat die gees wil hê. Dankie daarvoor, Here. Bring skeiding in siel en gees in Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Amen en amen. Ons gee 'n prys vir God.